Goeiemôre maats. Baie dankie dat jy weer vandag by ons inskakel om saam met die Bybel te lees. Ek hoop dat dit sommer goed met jou gaan, net daar waar jy is. Die vakansie het mos darm al begin en ek hoop dat jy lekker kan rus, sodat jy hierdie laaste kwartaal wat kom van hierdie jaar met nuwe krag kan begin. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy dit voel dat hy by jou is in al die dele van jou lewe. Voordat ons verder saamgesels vandag, kom ons sing eers 'n paar liedere saam. Al julle volke klap julle hande. 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 Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Al julle volke klap julle hande. 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 Kyk hoe daar die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly en my nie bekommer nie, hy's by my. Al julle voeltjies klap julle vlerkies. 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 Daar's visies in die water, kyk hoe swemmel rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit ons gemaak het, die Here, ja dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swemmel rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit ons gemaak het, die Here, ja dis hy. Die Here, ja dis hy. Die Here, ja dis hy. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel en so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid. Amen. Die laaste paar weke lees ons oor die storie van Salomo. Hy was mos Dawid se seun, wat na hom koning geword het, toe Dawid 'n ou en siek man was. God verskyn natuurlik aan hom in 'n droom, en gee hom die kans om enigiets te vra wat hy wil hê. En wat kies Salomo toe? Salomo kies wysheid, en ons lees van die kere wat hy hierdie wysheid baie goed gebruik het, terwyl hy koning was. Hy bou ook God se tempel, sy kerk in Jerusalem, waarheen al die mense gekom het, om die Here daar te ontmoet en te aanbid. Maar ons lees later dat wanneer daar sekere keuses oor Salomo se pad kom, dat hy nie die regte besluit volgens God gemaak het nie. Kom ons lees vandag hierdie gedeelte saam. Die stukkie kom uit 1 Konings 11, vers 1 tot 13. Dit is 'n boek wat in die Ou Testament van die Bybel gekry kan word. Salomo se vroue. Salomo was lief vir buitelandse vroue en hy het baie van hulle gehad. Behalwe die dogter van die Egiptiese koning, was hy ook met vroue uit Moab, Ammon, Edom, Sidon en die land van die Hetiete getroud. Salomo het vir hulle lief geraak en met hulle getrou, al was die Here daarteen gekant. Hy het Israel altyd gewaarsku om nie met die vroue te trou nie. Hulle kon Israel baie maklik van die Here af wegrokkel en hulle ander gode laat aanbid. Salomo het met 700 prinsesse van ander lande getrou en dan het hy nog 300 byvroue gehad. Hulle het sy hart van die Here af laat wegdraai. Teen die tyd dat hy 'n ou man was, het hy lankal reeds 'n spul vreemde gode aanbid. Salomo het toe nie meer die Here so lief gehad soos sy pa Dawid nie. Hy het selfs vir Astarte, die godin van Sidon, en vir Milkom, die aaklige god van Ammon, aanbid. Salomo het teen die Here gesondig. Hy was nie so getrou aan die Here soos sy pa Dawid nie. Op die berg oos van Jerusalem het hy 'n plek gebou waar Kemos, die verskriklike god van Moab, en Milkom, daardie aaklige god van Ammon, aanbid kon word. Hy het ook plekke gebou waar sy buitelandse vroue vir hulle gode offers kon bring en video kon brand. Salomo se koninkryk gaan in 2 skeur. Die Here was diep teleurgesteld in Salomo en het kwaad geword vir hom. Alhoewel die Here 2 keer aan Salomo verskyn het, het hy die Here nie meer lief gehad nie. Salomo was glad nie meer in die Here geïnteresseerd nie. Hy het sy hart vir die ander gode gegee. Die Here was seer gemaak en kwaad vir Salomo. Hy het toe vir hom gesê, jy het doelbewus jou verhouding met my verbreek. Jy wil nie meer my gebooie gehoorsaam nie. Ek gaan daarom jou hele koninkryk van jou af wegneem en dit vir een van jou amptenare gee. Terwille van jou pa Dawid, sal ek nie dit nou doen terwyl jy nog leef nie. Dit sal gebeur wanneer jou seun begin regeer. Ek sal egter nie die hele koninkryk wegneem nie. Ek sal een stam, die stam van Juda, terwille van Dawid en terwille van Jerusalem, waarin ek aanbid word, laat oorbly. Ons lees hier dat God glad nie beïndruk was met Salomo se besluite nie, en dat dit veroorsaak het dat slegte dinge gebeur het. Het mamma of pappa dalk al vir jou gesê dat alles wat jy doen gevolge het? En dat sommige gevolge glad nie so lekker is om mee saam te leef nie. Kom ons probeer gou 'n voorbeeld. Ek gaan jou 'n paar vragies vra. Gesels dan saam met die mense rondom jou of dit 'n goeie besluit is of nie, as ook hoekom dit goed en hoekom dit sleg is. Julle is welkom om die video te pause na elke vraag om tyd toe te laat vir bespreking. Jy eet elke dag slegs sjokolade, geen kos nie. Jy maak jou kamer skoon. Jy is baie lelik met jou maatjies. Jy borsel elke dag jou tande. Jy kom gereeld kerk toe. Jy vra iemand om jou te help wanneer jy sukkel. 'n Mens moet altyd mooi nadink oor jou besluite en altyd seker maak dat dit die regte besluit is. Dit is goed om saam met ander mense wat in hul menswees presies dieselfde dink oor dinge as jy. 2 koppe bymekaar is baie keer beter as 1. Sal jy voorstel dat iemand elke dag net sjokolades eet en nooit sy tande borsel nie? Dit klink moontlik lekker, maar nee, beslis nie. Sy tande en maag gaan heel moontlik baie vinnig begin pyn. Maar kom ek skets gou vir julle 'n ander gebeurtenis ook.
Kom ons pretend hierdie is jy en jou familie of vriende. Julle is in 'n boot, maar dis net 'n kwessie van tyd dat dit gaan sink. Julle kan land sien, maar daar is geen reddingsbootjie nie. So, julle sal maar moet swem. Maar jy kan 3 goed saam met jou vat wanneer jy swem. Wat sal dit wees? Wat sal kan help in hierdie situasie? Pos gerus die video weer hier, terwyl julle dit bespreek. Maats, het julle baie idees gehad? Wat wou jy saamvat? Dalk jou Jolly Jumper of poolnoedel waarmee jy kon swem. Dalk jou selfoon, sodat jy iemand kan bel om jou sommer net te kom help. Dalk 'n mes of 'n skerp ding sodat jy iets daarmee kan sny of om 'n vis te verwerk vir kos. Hoewel 'n selfoon na 'n baie goeie idee dink, gaan dit jou heel waarskynlik glad nie kan help in hierdie geval nie. Daar is moontlik nie sy nie en beslis ook nie elektrisiteit nie. Nie alles wat na 'n goeie idee lyk, kan 'n mens help nie. 'n Poolnoedel en 'n mes mag dalk net die lewe bietjie makliker vir jou maak, wanneer jy moet swem en daarna moet veg vir oorlewing. Die lewe is vol besluite wat jy moet neem. Ons weet Salomo het vroeër wysheid gekies en dat dit ons ook kan help om beter te leef. Hy was baie bekend vir sy wysheid, maar dit lyk asof dit iewers na sy kop toe begin gaan het. Dit wat hy gedoen het later al hoe meer net oor homself gegaan. Hy het sy rug op God gedraai en al hoe meer ander gode begin aanbid. Weet julle wat hierdie gevolge van die besluite van Salomo was? Die mense van sy volk, sy familie en vriende, het onder mekaar begin beklei. En die familie van Salomo sou nie meer oor die hele land regeer nie. Salomo was op die ou einde eintlik baie dwaas. Julle sien, ware wysheid begin by die dien van God. Sodra ons wegbeweeg van die regte besluite, die regverdige besluite, is daar gevolge wat glad nie meer so lekker is om mee saam te leef nie. Hoe moeilik dit ook al is, moet ons eerder ons man staan en opstaan vir wat reg en regverdig is. Maats, lees gereeld julle Bybels, sodat julle al meer kan sien wat God se wil is. Ek bid dat God julle sal lei en altyd by julle sal wees, soos wat julle geestelik groei en al hoe meer oor hom en sy werke leer. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U 'n liefdevolle Vader is. Dankie dat U saam met ons is en dankie dat U ons lei wanneer ons U vra. Gaan saam met elke maatjie wanneer hulle elke dag besluite neem. Wanneer dit moeilik raak, weet ons ook dat U ons nie sal verlaat nie. Gaan saam met elke familie in hierdie vakansie. Mag elkeen ook die kans kry om te rus, sodat die laaste kwartaal vol stoom aangepak kan word. Gaan asseblief met elkeen wat swaar kry, wat sukkel, wat honger is en dalk nie genoeg het om van te leef nie. Baie dankie vir al die liefde en genade. Amen. Geniet julle vakansie, maats. Tot volgende keer.